So, ons eerste leerder hierso is Luciana. Luciana sê soms my eerste, hoe spreek die mense jou van uit? So dis Menezes, meneer. Menezes. Ja, Goed. meneer. En saam met haar is Leon Davel. Nou, hierdie twee seuns en dogters het van 14 tot 16 Maart aan 'n konferensie vir kore gaan deelneem daar in die Kaap. So daar was kinders gewees van reg oor die land en ook van oorsee af, wat daai dag kom bywoon het. Julle is 2 van 9 kinders van die Kantare koor, so die Kantare koor is soos 'n provinsiale koor, maar julle was 2 van 9 van hulle wat kon gegaan het. Nou ander kore wat daar ook was 'n paar uitsoekkore. Dit was die Tygerbergse kinderkoor, die Drakensbergse seunskoor wat wêreldwyd bekend is, en dan Pieter Maritzburg se kinderkoor en Laerskool Jan van Riebeeck koor het hieraan deelgeneem. Nou Luciana, as ek nou sommer by jou kan begin, watter tipe styl sing jy? Meneer, ek sing 'n sopran, meneer. Nou wat is 'n sopran? Dit is soos een van die stemme wat die hoogste sing, meneer. O, so dis heel hoog, né? Nee? Ja, meneer. Goed, en hoekom was dit vir jou lekker om aan daai konferensie deel te neem? Want ek het dit baie geniet en ek het baie nuwe vriende gemaak, meneer. Het jy 'n paar vriende van oorsee afgemaak? Ja, meneer. Van watter lande? Meneer, ek weet nie. Jy vergeet. Ja, meneer. Goed. En dan Leon? Wanneer het jy agtergekom, luister jy, ek kan eintlik mooi sing? Ja? Ek kan mooi sing. Ja, het jy by die Randstad koor begin, of waar het jy begin? Hoe lank sing jy al koor? Ek sing al van wanneer ek baie klein is, en toe wanneer in graad 1, toe gaan ek oor na die Randstad kinderkoor. Toe jy daar hier by Randie se koor begin, is daar iemand anders in jou familie wat ook sing? Ja, Wie? my broer en my pa het gesing. O, okay, so dis maar 'n familie ding. Jy het jou talente van hulle afgeërf, né? Nee. Wat het julle als by hierdie konferensie gedoen? Ons het baie gesing en die tannie het vir ons gewys, jy hoef nie deur te praat om te kommunikeer nie, jy kan ook deur sang en sing kommunikeer. So Leon sê vir ons seuns en dogters dat 'n manier om te kommunikeer is deur sang. Dit gaan nie noodwendig net oor praat met iemand nie, maar jy kan sing ook, en dis hoekom ons natuurlik na musiek luister. Nou, baie dankie julle twee, en dan kom ons gee 'n bietjie daar vir Christian Havenga. Nou, hy doen 'n baie interessante sport, seuns en dogters. Hy het hierdie jaar aan die onder 13s se Suid-Afrikaanse kampioenskappe vir beach wrestling, strandstoei, deelgeneem. Nou, strandstoei, hoe het jy daarby uitgekom? Nee, meneer, ek weet nie. Jy weet nie. Was jy eendag op die strand en toe raak jy aan die stoei en toe besluit jy gaan strandstoei doen. Nou, waar het jy betrokke geraak met die sport? Toe ek so graad 2 was. So jy is al 'n hele ruk besig daarmee, né? Ja, meneer. Nou waar gaan stoei julle oral? Ons stoei gewoonlik, SOS in die Kaap, maar gewoonlik, hierdie jaar gaan ons hierso stoei. So dan bring hulle al die strand hier na Gauteng. Nee, meneer. Goed. Ons gaan volgende jaar weer beach wrestling doen. Weer? Beach wrestling. Weer strandstoei. Goed. Nou, hoe verskil strandstoei van gewone stoei? Jy kan nie jou knie op die sand sit nie, anders gaan jy 'n punt afstaan. So die idee is eintlik om op jou voete te bly. Ja, meneer. So dis 'n bietjie anderster as gewone stoei. Ja, meneer. Ja, maar Christian, baie dankie en baie geluk, hoor. Dankie, meneer. En dan is ons vir Clara Dievenage. Nou, ek dink party van julle, Clara, wie is jou gunsteling swemmer? Wie is jou held wat swem aanbetref? Meneer, Tatiana Skoenmaker. Tatiana Skoenmaker. Ja. Sy het ook al 'n Olimpiese medalje gewen, is ek Ja. reg? Goed. En dan wie is jou afrigter? Ek oefen by Claire by Newmarket. By Newmarket. Nou seuns en dogters,
Clara het byvoorbeeld vir vlak 2 het sy by SA Regional Aquatics Champs 12 items deelgeneem en medaljes gekry. 10 van haar tye was haar persoonlike beste en sy was in 2 finale gewees. Nou wat verg dit om so goed te kan swem? Hoe lank oefen jy en hoe gereeld oefen jy? Meneer, ek oefen elke dag vir 1 uur en 15 minute en ja, Elke dag en hoeveel dae in 'n week? 5 dae. 5 dae in 'n week. Sjoe. So ek neem aan jy swem vir die skool ook, né? Ja. Goed, so nee, baie dankie en baie geluk met al daai mooi prestasies. Nou hier's nou seuns en dogters baie interessante. Ek dink nie ons het al so iemand by die skool gehad nie. Skyler Norman. Sy neem deel aan armdruk kampioenskappe. So ek dink 'n mens dink is net groot mense wat dit doen, maar hier sit ons 'n dogter. Sy het gedurende die vakansie 'n eerste plek links en regs nasionale armdruk kampioenskappe vir juniors onder 15 behaal. So Skyler, hoe het jy begin om aan hierdie sport deel te neem? Meneer, my pa het huis toe gekom en toe sê hy wil ek armdruk, toe sê ek ja en toe begin ons laas jaar my. En toe begin jy laas jaar met dit. Oefen jy teen wie oefen jy almal? Oefen jy so 'n bietjie teen jou pa ook? Ja meneer. Wen jy hom al? Ja meneer. Ja, een van die dae het sy beurt, né? Hoe sterk moet jy wees vir hierdie armdruk? Meneer, jy moet nie so baie sterk wees nie, maar jy moet kan Verskillende tegnieke gebruik. Ja, meneer. Nou watter tegniek is belangrik? Want ek wil nou so 'n bietjie iets by jou leer, as iemand my weer uitdaag, wil ek meneer, sê. jy moet met met jou hand, jy moet 'n sterk grip hê. Sterk Nee. greep, né? Ja meneer. En jou gewrig? Ja meneer, dit moet ook sterk wees so jy kan soos in hulle arme ingaan meneer. Goed. So jy het teen ouer dogters deelgeneem Ja meneer. en toe druk jy vir hulle. Ja meneer. Baie mooi, hoor. Dis sommer 'n pragtige prestasie. Seuns en dogters, geluk met julle mooi prestasies en as daar van julle is wat ook hier op die bank wil kom sit, sê vir mamma of pappa hulle met julle prestasies instuur, hoor. Kom ons gee vir hierdie 5 vanoggend 'n lekker hande klap.